Dankie Here dat ons kan weet, U sal ons altyd kom haal. Gee dat ons sal uitkyk vir U lig, waar U na ons soek. Dankie dat U vir ons lief het. Hoor ons dan as ons die woord nou lees en daaroor nadink, lig soek vir die lewe vir elke dag. In die naam van Jesus wat die lig vir die wêreld is, en die Heilige Gees wat die aansteker van daardie lig in ons lewens is. Amen. 2 teksgedeeltes vanoggend. Jeremia 32 vers 14. Vers 14 en dan ook Johannes 1 vers 14 tot 18. Jeremia 32 vers 14. So sê die Here, in Hebreëus is die woorde Ko Amar Yahweh. Die Here, die Almagtige, die God van Israel. Vat hierdie dokumente, die koopkontrak, jy onthou verlede week, uit die grond gekoop met die seël en die afskrif sonder die seël, en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou, want so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Baruk, die seun van Neria gegee het ek tot die Here gebid, ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Jy moet jou kop 'n bietjie laat stil staan by daarin. U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte, maar die strafkinders vir die sondes van hulle ouers. Hierdie troue liefde aan duisende geslagte, dit verwys na die verbond. U besluite is magtig, U dade is groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. U beloon elkeen volgens sy dade. Let wel, hy word nie gered deur sy dade nie. Jy trek net eenvoudig die gevolge van jou dade, dis wat hier staan. Die tekens en wonders wat U in Egipte gedoen het, is die verlossingsgedagte, doen ons nou nog in Israel en onder die mense, doen U nou nog in Israel en onder die mense. So God het nooit opgehou verlos na die uittog nie. So maak U vir U 'n naam tot vandag toe. U het U tot die volk uit Egipte laat wegtrek met tekens en wonders, met magtige dade en wonderlike groot dade waarvoor mense vreesbevange was. U het hierdie land vir die volk gegee, dis die landsbelofte, die land wat U met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het, die belofte aan Abraham. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Die volk het gekom om dit in besit te neem, maar hulle was ongehoorsaam. Hoor jy nou weer terug? Hulle het geweet wat hulle moet doen, hulle het nie gedoen nie, en daarom kry hulle die gevolge van hulle dade. Hulle het die wet nie onderhou nie. Hulle het nie gedoen wat U hulle beveel het om te doen nie. En daarom het U al hierdie rampe oor hulle laat kom. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower. Dis die Babyloniërs aan buitekant wat besig is. En die stad is deur die swaard en die hongersnood en die pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daarteen veg. Wat U gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En tog sê U, Here my God, vir my gaan koop 'n stuk grond met silwer en sorg dat U getuies het. En nou dat die stad in die mag van die Galileërs gegee is. Net tot sover uit saamlees uit Jeremia en dan in 1 Johannes. 1 Johannes, ook van vers 14 af. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep dit uit. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was reeds voor my daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Met ander woorde wat ons nou met ander woorde kry, presies wat Jeremia gesê het. Ons dra die gevolge van ons optrede. Hierso sê die optrede van God in Here Jesus. Die gevolge daarvan is genade op genade. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader was, die het hom bekend gemaak. Net tot sover saamlees uit die woord van die Here, mag die Here dan deur sy woord ook vir ons vanoggend lei om hom te verstaan en meer lief te hê. Hoopelik onthou julle nou daarom dat Jeremia leef in 'n tyd toe alles baie de mekaar was. In Jerusalem is beleer, as ek nou gehoor weer, die volk is moedeloos,
Daar's pes en siektes in die stad wat beleer is, want hulle kan nie buitekant kom nie, daar kan nie kos inkom nie, kan nie medikasie inkom nie. Maar dit is in hierdie donker tyd wat die woord Ko Amar Yahweh, so sê die Here, 88 keer in Jeremia voorkom. Die heel meeste in die hele Ou Testament kom hierdie woorde, so sê die Here, in hierdie gedeelte in Jeremia voor. En net so vir die interessantheid, die Hebreëse woord of begrip vir woord, is die woordjie davar, kom 204 keer in Jeremia voor. Die meeste in 'n enkele boek. Die enigste keer wat dit meer is wanneer jy 1 Konings en 2 Konings, wat in die Jodese gedagtes 1 boek is. As jy hulle bymekaar voeg, dan kom hy 233 keer daarin voor. So die woordjie woord, die begrip woord, is 'n geweldige sterk woord in Jeremia. En ek sal tog eendag 'n bietjie wil praat oor, as ons praat van die woord van God. Wat bedoel ons daarmee? Daar's 'n ongelooflike teologiese inhoud wat daarin gekoppel is. Maar wat ons in Jeremia dan kry, is dat Jeremia wil van ons sê, dat wanneer God iets sê, gebruik hy woorde, en daardie woorde het werkmag. Daardie woorde laat iets gebeur. Johannes begin sy evangelie op dieselfde manier. In die begin was die woord. En dan teen die einde van sy proloog kom die groot verrassing wat ons kry by Johannes. Die woord het vlees geword. Daar is gevolge vir God se praat. Hy het onder ons kom woon. En die gevolge daarvan is genade en waarheid. Jeremia hoor die woord. Johannes sien die woord. En ek het myself gevra, maar ons, wat gebeur met woorde onder ons? Ek dink ons word genooi om die woord te ontvang. Dit ons eie te maak. Dit te glo. Ons is op pad Kersfees toe, kan jy dit glo? 'n Paar weke is dit Kersfees. En dan is dit 'n tyd waarin ons stil word om te besin, om weer te hoor, om te sien wat die God wat praat doen. Hier tussen ons. Hy woon in ons, in Jesus Christus, wat ons se koms vier in hierdie tyd. Daarom is die eerste punt wat ek wou uitlig in Jeremia, was in vers 17, God se woord het skepingsmag. Jeremia skryf, Here my God, U die hemel en die aarde gemaak deur U groot krag en U uitgestrekte arm. Niks is vir U onmoontlik nie. Jeremia begin met hierdie verwondering, iets gepraat. En skielik gebeur daar iets, daar was lig. Hy gryp met ander woorde terug na Genesis 1. God het gesê. En elke keer as God praat, elke keer as God iets sê, gebeur daar iets. Johannes neem dieselfde gedagte op. Alles het deur hom ontstaan, sonder om dit 'n enkeling ding ontstaan wat ontstaan het nie. Paulus gaan verder, hy sê, selfs nie dit is wat onsigbaar is nie. Alles het ontstaan by en deur die Here Jesus. En daarom, wanneer Johannes die begrip woord gebruik, dan bedoel hy Jesus, 'n persoon, die lewende skepingskrag van God. In Jesus kom God se skepingswoord aarde toe. Hierdie keer nie oor lig en land nie, maar oor mense en nuwe lewe. God skep nie meer 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel vir ons nie. Nee, hy kom herskep ons vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. In Bethlehem het die skepingswoord gepraat. 'n Jong vrou het gehoor, jy sal swanger word. En daar huil 'n kind in die nag. En in die hemel jubel die engele, en op die aarde kniel herders in aanbidding. Daardie huil was God se huil, sy nuutskepping op aarde. God skep weer in hierdie chaos waarin ons lewe. Hy skep nuwe lewe in hierdie gebroke verhouding tussen ons en hom. Selfs waar alles verlore lyk, waar dit lyk op die duisternis die oorhand kry, kom die woord van God nog steeds. Genade en waarheid vir julle. Dis een van die redes hoekom die kerk deur die eeue veral graag hierdie woorde gebruik het wanneer hulle begin het met hulle eredienste. Maar die tweede betekenis van woord wat ons kry in Jeremia vers 18 en 19
is dit dat God sê, U bewys U troue liefde aan duisende. God kom verbind hom met sy woord. Toe ek daaroor skryf, toe sit ek en dink by myself, dis soos wanneer mense vir mekaar uitvra om uit te gaan. Jy vra en die ander persoon moet reageer. Dis soos by 'n huwelik. Jy vra en die paartjie moet reageer. Daar word deur daardie woorde wat gewissel word daar iets nuuts, 'n nuwe skepping, 'n nuwe verbintenis, 'n verbond gestig. Jeremia herinner ons aan daardie verbondstrou. Die woordjie wat hy hier gebruik is die woordjie gesed. Dis die woordjie wat bedoel 'n liefdevolle vertroue, 'n verhouding wat gebou is daarop aan liefde en trou, 'n standhoudende liefde. En dan dink ons terug aan hoe God dit dwars deur die geskiedenis gedoen het. Aan Noag, 'n verbond wat God maak met die hele mensdom nadat die hele aarde vernietig is, met die reënboog aan die hemel, sodat alle mense, of hulle nou glo of nie glo nie, alle mense kan sien, God gee om. Die verbond wat hy met Moses, dan het, die verbintenis wat hy met Moses, met Israel maak, 'n verbintenis met sy volk Israel, 'n volk wat uit die mensdom, met die besnydenis as teken, en met die 10 gebooie as die kern, die basis van hulle verbintenis is. En dan kom hy finaal in en deur Jesus. En hy stig 'n nuwe verbond waarvan die profeet Jeremia praat. Met elke taal en elke nasie en elke mens dwars oor die wêreld. As teken daarvan gee hy vir ons die doop. En toe gaan ons sit en nadink en lees, skryf een ou, wat die doop doen, is om die teken van die reënboog uit die hemel te vat, die watergedagte, af te bring aarde toe. En die teken van die besnydenis te vat, en dit te sê, maar ek verbind myself met 'n bloedverbond. En dan kom Jeremia in 4 vers 4 en hy sê, hy verwag nou 'n besnydenis van die hart. Nie meer van 'n fisiese besnydenis nie, nie meer van 'n teken in die hemel nie, meer iets wat in ons is, persoonlik in elkeen van ons is. Ons het nou geen verskoning meer nie. Johannes sê dit baie mooi. Hy sê die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. In Jesus word die verbondswoord 'n persoonlike woord, 'n uitnodiging vir elkeen van ons. Hy praat met ons elkeen individueel. En dit is die nuwe verbond waarvan Jeremia 31 praat. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Nie meer die reëls en regulasies van 10 gebooie op papier nie, maar die 10 gebooie wat nou met 'n geestespen in ons harte geskryf is. As met Kersfees in gedagte daaroor kan dink, God verbind hom nie meer deur 'n reënboog of deur 'n klip wat op gegraveer is. God verbind hom met vlees en bloed, deur die Here Jesus self. Hy bly nie net meer die God wat praat nie, maar die God wat doen. Hy kom by ons bly, Immanuel. Maar die derde keer wat die begrip woord 'n belangrike rol speel in Jeremia 32, is in verse 20 tot 21. U tekens en wonders gedoen in Egipte. U het u volk Israel met groot krag uitgelei. Ek sou graag eendag bietjie met julle wil gesels en hoor, eintlik vir julle luister, ek wil nie met julle gesels, ek wil by julle hoor. Vertel vir my, hoe het jy tot bekering gekom? Hoe het dit gebeur dat God na jou toe gekom het en dat jy God aanvaar het? Ek dink as ons met mekaar daaroor kan praat, sal ons hoor van alles wat Jeremia sê, van hierdie tekens en wonders, van hoe God uitgereik het na elkeen van ons toe, om vir ons te sê, ek wil jou God wees. Wees jy my kind. Met hierdie woorde dink Jeremia terug aan die groot verlossing van die Exodus. God het sy volk uitgelei met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. God se woord was toe 'n verlossingswoord. Ek sal julle bevry. Nou sê God in sy woord deur Johannes, ek gaan julle nie meer uitlei nie. Ek gaan julle inbring. Johannes 14, daar in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En dit is waartoe ons gaan. In Johannes, die woorde hier in Johannes 1, staan daar letterlik, hy het tent opgeslaan by ons. Hy het by ons kom bly, soos God in Israel, intussen Israel gebly het, tydens die 40 jaar in die woestyn. God weet ons is op pad
na die beloofde plek toe, die beloofde land toe. Maar in die tussentyd is hy tussen ons. Hierdie keer kom God nie praat oor redding nie. Hy is die redding. Johannes wys na Jesus en sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Met die oog op die jaareinde, die verlossingswoord het vlees geword. En waar die Ou Testament nog gesê het, U het ons uitgelei, kan ons nou sê, U het gekom. Hy praat nie meer oor vryheid nie. Hy gee dit en bring dit tot by ons. Die 4de keer wat die begrip woord in Jeremia van belangrijk is in vers 22. U het hulle hierdie land gegee wat U aan hulle voorvaders met 'n eed beloof het. Jeremia dink aan die vervulling van God se beloftes aan Abraham, 'n land, 'n seën vir die nasies. Johannes hoor daardie belofte, maar as hy daaroor dink, dan dink hy daaroor in Christus. Uit sy volheid, uit dit wat Christus gebring het ons almal ontvang. Genade op genade. Wat God deur Abraham beloof het hy in Jesus Christus 'n werklikheid gemaak. In hom kom die woord van belofte tot vervulling. In hom sê God sy laaste en sy mooiste ja vir die wêreld. 2 Korintiërs, as ek hom so 'n bietjie poëties kan stel, skrywe Paulus, van al die beloftes is Jesus Christus God se grootste ja vir die mensdom. Elke belofte van God kry nou 'n naam en 'n gesig, die gesig van Jesus. Hy het onder ons kom woon, sê Jeremia. Daar gaan nie meer ballingskap wees nie. Daar gaan nie meer verwydering wees van God nie. Nie ver van God, maar juist naby. Johannes sien 'n God wat woon in die wêreld se duisternis. Die lig wat nie uitgedoof kan word nie. Die genade verwys na die oorvloed van God se liefde. Die waarheid verwys vir ons na die betroubaarheid van God se beloftes. In Jesus ontmoet die mensdom die volheid van genade en waarheid. Hy is die lewende woord van alles wat God gesê het. Toe my voorbereiding klaar gemaak het en ook onlangs by 'n paar verskillende kerke was, waar daar dikwels gestaan het, so spreek die Here, het ek eintlik baie stil geword. En ek het myself gesê, ek gaan nooit weer in 'n kerk kan sit en daardie woorde lees, so spreek die Here, en nie vol bewondering raak vir God nie. Ek sal nooit weer iemand kan glo wat vir my sê, die Here het vir my gesê, as daardie persoon se gesig nie blink, soos die van Moses, nadat hy 'n ontmoeting met die Here gehad het. Ek sal nooit weer iemand kan glo wat vir my sê, die Here het vir my gesê, as daardie persoon nie bewende staan, soos Jeremia, as hy skryf, die pyn in my binneste, ek krimp ineen, die wande van my hart klop onstuimig in my. Ek gaan nooit weer iemand kan glo wat vir my gesê het, die Here het vir my gesê, as hy nie met angs kan uitroep soos Jesaja, wee my, want ek het die Here gesien. Ek sal nie weer kan glo as iemand vir my sê, die Here het vir my gesê, en hy lê nie plat op die aarde met sy gesig in die stof nie. Ek sal nie weer kan glo dat iemand vir my sê, die Here het vir my gesê, en hulle eie woorde het nie stil geword, soos Maria se, toe sy net gesê het, laat U wil geskied. Waar daar geen verwondering vir God is nie, waar daar geen vrees vir God is nie, waar daar geen angs is nie, waar daar geen vernedering is, wanneer dit kom by die woord van God nie, moet ons vir onsself vra, is dit die woord van God? Want jy sien, al hierdie goed, waarvan Jeremia en Esegiel en Jesaja en Maria van getuig, is in Jesus Christus vervul. As Jesus praat van en hy sê, my hart is angstig in my, in Johannes, dan hoor ons Jeremia echo. As ons die Here Jesus sê, hoor, en hy sê vir my, Vader,
Laat hierdie beker by my verbygaan. Ek voel asof alles te vergeefs was. Dan hoor ons vir Esegiel. Vir Jesaja. As ons Here Jesus kry en hy pleit daar en daar, die bloedsweet drup op die grond, dan hoor ons vir Esegiel. En as hy daar opstaan, daar uitstap, dan hoor ons vir Maria wat sê, laat u wil geskied. Mag die woord van God ons nooit onaangeraak los nie. Mag die woord altyd iets nuuts in ons skep, tot stand bring. Mag daar die woord altyd 'n nuwe verbintenis of 'n versterking van die verbintenis tussen my en God bring. Mag ek altyd verstaan, my verlossing is te danke aan die Here Jesus alleen. En mag ek dan vanuit daardie seën van hierdie skepping, hierdie verbintenis, hierdie verlossing, mag vanuit daardie seën lewe. Want ek sal besef dat ek iets, nee, iemand, baie oneindig groter as wat ek self kan wees of dink, ontmoet het. Jeremia het gesê, niks is vir u onmoontlik nie. Johannes het gesê, die duisternis sal die lig nie uitdoof nie. En ek en jy moet hoor vanoggend, die woord het tussen ons kom woon, onder ons kom woon, vol genade en waarheid. Hy het geskep, hy het verbind, hy het verlos en hy het vervul, en nou woon hy hier onder ons, in ons huise, in ons lewens, in ons wêreld waar hy ons stuur om lig en sout te wees, sodat hy kan doen wat onmoontlik is. Amen. Here, u het gespreek en die wêreld het ontstaan. U het weer gepraat en toe het u onder ons kom woon. Laat die woord vandag weer vlees word in ons lewens. Laat daar die donker van wanhoop ons die lig wees wat skyn. Waar daar gebrokenheid is, skep nuwe lewe. Waar daar vol verharding is, skryf genade op ons harte. Want u, Here Jesus, die woord, het onder ons kom woon, vol genade en waarheid. Amen.